kom ons maak ons oop toe, vra die Here se seën. Onse Vader in die hemel, weer eens, wat 'n voorreg. Is dit nie vir ons om u woord te kan studeer? Heilige Gees, ons het u nodig. U is die een wat die skrywers geïnspireer het en ons het u nodig om ons te help om u waarheid raak te sien. U is die God op aarde. U is die persoon wat die Godheid verteenwoordig. Laat ons u raak sien. Ek bid ook, Vader, dat u sal wees saam met ons en die wat gaan saam met ons luister, seën hulle ook, Vader, want ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Die lesstudie, ek het hom nou net gou opgesoek in die Afrikaans. Ek sien dit gaan oor die verhouding, groei in die verhouding met God. Dit is die algemene tema. Maar vandag is dit realiteitskontrole. Nou dit so 'n bietjie verskillend as die wat 'n mens kry in die Engels. Die Engels sê dit daar 'n reality check. Okay, so die kontrole gedeelte is so 'n bietjie verskillend. Gewoonlik as 'n mens die woord kontrole gebruik, dan dink jy aan jy's nou in beheer van wat aangaan. Maar hierdie van check is eintlik nie beheer, dis om uit te vind waar staan jy werklik? Wat is jou posisie? En ek was opgewonde om uit te vind, hulle praat van Laodicea. En ek wonder, hoekom is Laodicea vir ons belangrik? Die laaste kerk. Excuse? Dis die laaste kerk. Dis die laaste kerk, ja. Maar okay, daar was 7 kerke, nee. Ja. En Laodicea was een van die kerke. Het is interessant, as 'n mens die boek Kolossense studeer, het jy uitgevind dat Paulus eintlik nooit in Laodicea was. Hy mense geweet wat daar was, hy het 'n brief aan hulle gestuur, maar hy was nooit persoonlik daar. Nou dit was 'n werklike kerk met 'n werklike behoefte, en as 'n mens so 'n bietjie na daardie kerk kyk in die geskiedenis van die werklikheid van die kerk, dan is dit interessant as 'n mens kyk na die boek Openbaring, omdat die boek Openbaring gaan oor die simboliese konsep van Laodicea. Maar dit was eintlik die karaktereienskap van die kerk, Laodicea, in die tyd van Paulus. So dit is, as 'n mens na dit kyk, dit is die laaste kerk, wel, dit was een van die kerke in die tydsperiode. Daar was Kolossense, daar was Filippi, daar was al die ander. Maar as ons nou kyk, in die 7 kerke het ons Efesus en so voort, Smyrna, jy kry al daardie kerke, en iewers skielik die laaste een is Laodicea. Nou ek het gewonder, hoe het hulle bepaal, hoe het Johannes bepaal dat Laodicea die 7de een moet wees, of die laaste een? Hoekom was hy nie die eerste een nie? Die Heilige Gees het hom so om dit so te sê. Ek soek so 'n bietjie nog inligting. Hoekom? Dit is waar, maar dit is, die Heilige Gees is waar, maar ons moet net vergeet dat die boek Openbaring God se laaste boek wat hy self persoonlik deur Jesus Christus vir Johannes gee. Verstaan? Dit sê, wat is die opskrif van die boek Openbaring? Hoe begin dit? Wat is die eerste gedeeltes van daardie van die boek, as 'n mens die boek Openbaring studeer? Ek moet net dit voor my kry. As jy gaan na die boek Openbaring en jy kyk wat sê Openbaring hoofstuk 1 vers 1, wat sê dit daar? Wat is die inleiding? Sal iemand dit vir my lees? Vers 1 van hoofstuk 1. Ja? Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het. Stop net so 'n bietjie daar. Die openbaring van wie? Van Jesus Christus. Nou, as 'n mens na dit kyk, dit kan 2 betekenisse bedoel. Dit is 'n openbaring wat Jesus
aan ons gee, of dit is 'n openbaring van Jesus. So dit kan wees dat Jesus besig is om ons iets te vertel, of dit kan 'n openbaring wees van Jesus. Nou, jy sal sien hoekom is dit belangrik, maar dit sê, wat gaan aan? Okay, die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het. Okay, wat wie so as 'n mens dan kyk, dit sê wat God hom gegee het, onmiddellik verander dit die prentjie. Dit gaan nie meer oor, ons gaan nie nou probeer uitvind dit gaan nie meer oor Jesus Christus nie. Dit gaan oor die openbaring wat sy Vader, God, aan hom gegee het om aan die engel te gee, en die engel het die informasie aan Johannes geopenbaar. So as 'n mens werklik kyk na dit, die persoon agter hierdie boek, die skrywer is Johannes. Maar wie is die persoon wat agter hierdie prentjie is? God. Jy sien nou, verder as 'n mens kyk na die woord God, dit behels die godheid. Nie noodwendig net die Vader, maar hoekom ek dit sê is dat die godheid bestaan uit die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou as dit die godheid of God wat dit aan ons openbaar, wat besef ons omtrent die drie wanneer dit kom by die boodskap? Verstaan jy? En miskien is julle, ek dink jy is 'n bietjie verloor. God is nie net een nie, hy is drie. Nou ons sukkel so 'n bietjie daarmee. Maar as ons van God praat ons eintlik van die drie persone van die godheid. Maar as 'n mens daar kyk, dit sê God het aan Jesus, wat dan aan die engel, wat dan aan Johannes 'n boodskap gegee. Maar ek wil hê jy moet hierdie raak sien, dat die boodskap wat oor deur Jesus, die verteenwoordiger van die godheid, wat aan die engel gegee is die gedagtes van die godheid. Dit is nie verskillend. Dit is nie okay, Jesus staan daar, wat dink julle? Nee, maar ek dink ons moet so sê. Dit is nie. Hulle is in sameswering, as ek dit amper kan sê, met dieselfde gedagte. Hulle stem saam. So as die Vader praat, dan werklik praat Jesus en werklik praat die Heilige Gees. Hulle stry nie met mekaar oor die boodskap van God. Verstaan? Jesus was God. Hy kom na planeet Aarde, maar hy sê, my woorde is nie my woorde nie, maar die woorde van die Vader wat my gestuur het. Maar die Vader sien ons altyd as die verteenwoordiger van God in die hemel. Verstaan? Hy is die verteenwoordiger van God. Wie was die verteenwoordiger van God op planeet Aarde? Jesus Christus. Maar Jesus sê, ek gaan terug na my Vader toe. So die twee persone van die godheid is nou in die hemel. Maar wat het die Vader gedoen, of die godheid gedoen, maar dis die Vader wat die een eintlik kan wat dit uitspreek, wat het hulle besluit hulle gaan doen? Hulle gaan ons nie alleen los nie. Hulle gaan ons weer iemand stuur wat ons gaan verteenwoordig, saam met ons sal wees. En wie is daardie persoon? Dis die Heilige Gees. Julle het gehoor in my gebed het ek gesê, dankie dat u die persoon van die godheid verteenwoordig op planeet Aarde, omdat Jesus en God is in die hemel. Maar as ek na die Heilige Gees luister, wie luister ek werklik na? Na die godheid. Verstaan wat ek probeer sê? So ek wil hê jy moet hierdie raak sien, dat hierdie boek is eintlik nie net 'n gewone boek nie, maar 'n boek waar die godheid besluit het, hulle moet aan ons iets gee wat ons kan help in die toekoms. Dit is wat gebeur het. Maar hulle gebruik, nou dit is een van die eienskappe van die boek Openbaring.
om dit te kan verstaan, gebruik hulle werklike situasies wat al in die geskiedenis plaasgevind het. En een van die plekke wat ons nou gaan oorstudeer, is daardie gemeente Laodicea. So as jy na hoofstuk 3 toe gaan, dit is waar ons Laodicea, in hoofstuk 2 kry ons die ander kerke, maar in hoofstuk 3 kry ons heel onder amper die inleiding tot Laodicea. En dit is wat julle moes nou kyk, dit sê daar Philadelphia was die een wat as 'n mens nou lees vers 7 en so bietjie verder praat hy dan en dan sê hy in vers 14 en skryf aan die engel van die gemeente van Laodicea. Nou dis interessant. Skryf aan wie? Wat sê dit dan in julle vers 14? En skryf aan die engel van die gemeente. Dis interessant. Hy is die boodskapper, dis reg. Hy is die een, onthou, wat het ons gelees in vers 1 van hoofstuk 1? God gee die informasie vir Jesus. Jesus verteenwoordig die mensdom in die hemel, maar hy gebruik 'n engel wat die boodskapper is aan Johannes. So die engel van Laodicea kry die boodskap en hierdie boodskap word oorgedra aan Laodicea. Nou, baie keer as ons is eintlik tamelik opgewonde as ons dink ons is Laodicea. Nou kom ons is opgewonde as ons dink ons is Laodicea. Opgewonde is bekommerd. Okay, maar daar is ons is baie trots op. Weet jy, ons is Laodicea. Weet jy, ons is. Hoekom sê ons dit? Dat was die welgestelde. Is dit? Dat was die welgestelde mense. Welgestelde, maar nie as jy na die boodskap luister nie. Nee. As ons kyk na die agtergrond van die Laodicea, hulle was ryk mense. Hoe welgesteld is dit wat jy bedoel? Ja. Okay, ja, maar hulle was nie goeie mense nie. Ja. Hulle was lou. Maar juist die rede omdat hulle so welgesteld was, het hulle 'n tipe van houding gehad dat ons het niks nodig. Ek wil jou vertel, jy raak nou iets, weet jy, hierdie rykes dink hulle is daar maar iets niks, nee. As jy by hulle uitkom, weet jy, dan kyk hulle so by julle neuse af na jou, nee. As jy nou op die vliegtuig klim en jy wil nou ry, hulle is in die eerste klas en hulle kry silwer, kry dit goed en dan kry voetspasie en kan lekker lees en die ander mense, maar ons sit daar agter en ons is gekramp en ons kry plastiese hartvirke en daar's 'n probleem. En jy het nou iets geraak, ons dink ons is ryk. En ons het die houding van ryk mense. Maar dis nie eintlik die gedeelte wat ek by wil uitkom nie. Die gedeelte is dit is die laaste gemeente. Daar is nie gemeente na hierdie nie. Ja. As ons kyk na Laodicea, ek het net 'n bietjie agtergrond gedoen met Laodicea. Die geography waar dit was. So in the eastern side were Colossia and in the northern side were Hierapolis. En Laodicea self het nie goeie water gehad nie. So dit was koue water, refreshing water on the one side and hot water for healing purposes on the other side. So die water was dan gelei Laodicea toe. Teen die tyd as dit daar aangekom het, dan was dit lukewarm en daar was baie deposits in van minerals. So dan was dit ook nie eintlik goed vir die om te drink nie. En dit was hier refreshing en alles daai. So vir my, toe ek die les gaan en so, this is the image Jesus described his people in the last days. If you look at Revelation 3, from verse 15 to 16. Yeah. So the Laodicea people
hulle het die Here gedien. Ja. Hulle het alles gedoen wat reg is in die oë van die Here. Maar hulle was so selfhandhavend, self-sustaining, even to the earthquake vir Laodicea vernietig en Rome aanbied om te gaan opbou. They refused the help. Ja, hulle was Because we trots. do it by ourselves, die trotsheid en pride, en maar hulle het nie van dit geweet, because it was part of their character. That's correct. Ek hou van dit. So wat jy sê, hulle was onkundig Yes. en hierdie informasie was 'n reality check. Dit was iemand wat na hulle gekyk en gesê, kyk, julle dink so, maar dit is hoe julle is. Ja. Die bron, soos ek wil net aansluit aan my suster met die wat sy die water bespreek, die bron van die water. Daai water was so onsmaaklik dat dit het jou naar gemaak. Yes. Jy Bitter water op. Ja, dit het gemaak dat jy wil amper braak. Jy wil braak van so. En dis hoekom die Here sê ek gaan jou uitspoeg, Ja. maar die woord eintlik daar's uitbraak. Ja. Maar en ek hou van wat julle gedoen. Ek is so bly julle doen navorsing. Omdat wat ons eintlik doen is ons is besig om ondersoek te doen oor die mense, die kerklede. Ons praat nie van die mense daar buite nie. Ons praat van die kerklede. En wie is die kerklede? Ons. Soos Laodicea. En dit is nie, so julle het 'n bietjie navorsing gaan doen oor julleself. Absoluut. En as jy dink daaraan, ons dink mense wil ons graag drink. Maar as hulle ons drink, dan wil hulle eintlik na word. En dit is bekommernis. Maar as hulle na word, dan dink ons, ja, maar julle drink ons geen goeie water nie. Julle is net gewoond aan wyn en maar dit is nie hulle wat praat oor Laodicea. Wie praat oor Laodicea? God praat. So dit gaan nie oor wat hulle dink nie. Dit gaan oor wat die Godheid dink van ons, wat Laodicea is, wat die laaste gemeente is. Hy sê, kom ons lees dit daar. Maar voordat ons dit lees, moet ons iets ook erken. Die inleiding tot dit, wat ons nou alles, en hier moes die lesstudie gekyk, en ek is 'n persoon wat dit studeer het, en dan probeer ek kry, dat ons informasie daaruit kry. Nou, die persoon wat, die engel praat met Johannes, en hy sê, hierdie is die boodskap vir Laodicea, maar dit kom van wie? Nee, wat sê dit daar? Nee, wat sê dit daar? Die engel is besig om die boodskap oor te dra. Kyk na vers 14, die inleiding is daar. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense. Dan is daar 'n kolon, wat beteken dat is amper 'n stop. En dan sê dit wat? Dit sê die Amen. Wow, okay, wie sê dit? Die Amen. Die Amen. Die laaste. Nou, kom ons gebruik daardie woord. Baie keer as ons praat en iemand sê iets wat ons oor saamstem, dan sê ons Amen. Is dit nie so nie? Maar as jy nie saamstem, sê jy Amen. Okay, so die gedagte hier is, dit sê die Amen. Wat beteken dit? As, weet jy, baie keer as ons bid, dan sê ons, Here, doen dit vir ons, en ons praat in Jesus se naam, Amen. Aan die einde. Wel, dit bedoel ek nie, die woord Amen het 'n werklike, Dit beteken saamstemming. Ekskuus? Saamstemming. skielik, Die saamstemming. saamstemming, ja, wat wil jy gesê? As sy wil daarby is. Okay, as jy wil daarby is, maar dit is meer akkuraat om te sê, as jy sê Amen, dan sê jy, ek keer dit goed, ek stem saam. Ek wil hê jy moet weet, wat ek nou net gesê het, Amen. Ek beaam dit. Ek beaam dit. Dis 'n goeie so, dit sê die Amen. Nou, onthou, wie is die Amen hierso? God. Dan kom ons lees wat sê daar. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie. Wie is die getuie hierso?
gegee. God is 'n getuie van Dit sê die amen. Nou die belangrikste, jy moet weet, daar is nie verder informasie na amen. Amen sê amper die punt. So die amen het gesê, dis wat ek sê nou is die amen. Jy moet weet, daar gaan nie meer informasie wees as wat ek nou sê. Maar dan beklemtoon dit die waaragtige getuie. Nou die woord waaragtige. Nou onthou ons baie keer toe ek met julle gepraat het ek gesê, een van die dinge, dis Johannes die Doper het ons vertel daarvan, in Johannes hoofstuk 3, hy sê, een van die dinge wat ons by 'n besluit moet kom. Onthou ek het vir julle gesê, voordat julle met iemand kan praat oor Christus, oor godsdiens, moet daardie persoon glo dat God bestaan. Is dit nie waar nie? As 'n persoon nie glo dat God bestaan en jy wil vir hom vertel van God se koninkryk, hulle gaan net vir jou kyk en sê ons stem nie saam. Ons glo nie in God nie. So voordat ons verder kan gaan, moet ons bepaal, glo die persoon in God. Nou, ons glo in God, ander kerke glo in God, ander godsdienste soos die Jode, soos Islam, soos die Hindus, maar hulle glo baie gode, maar hulle glo almal in God, of gode, verstaan. Die eerste gebod sê, julle mag geen ander voor my hê nie. Wat beteken dit? Hoekom sê die Here dit? Omdat hy besef, daar is ander gode, wat mense, wat dinge gemaak, wat gode is. Maar, ons moet nou erken, wie is die God wat ons aanbid? Nou, onthou Paulus toe hy in Atenes was, het hy van die slim mense, nou onthou, hulle was allemaal filosofeer, en hy het gesê, ek sien julle baie beelde tot die verskillende gode, maar dan het julle beeld gehad vir die onbekende God, wat hy sê, julle dien hom in onkunde, maar daardie God wat julle dien in onkunde, daardie God wil ek vir julle openbaar. Nou hoe het hy daardie God geopenbaar aan hulle? Wat was die eienskap van hierdie God wat hy geopenbaar het? Die waaragtigheid. Okay, hoe bepaal ek dat dit die waaragtige God is? Hy is 'n getuie. Ekskuus? 'n getuie, hy is 'n getuie. Ja, maar voordat jy die getuie kan aanneem, moet jy besef, praat jy met die waaragtige God of praat jy met een van die gode? Wie is die God wat jy mee praat? Nou ons weet, die waaragtige getuie, maar dit kan alleen waaragtig wees wanneer ons iets besef van die God. Nou die kenmerk van, of die identiteit van die waaragtige God is dat hy skepper God is. Verstaan? Dit moet julle weet. Die ander mense in 'n mate glo nie dat God die skepper God is. Hulle praat so, maar hoe weet ek dat julle weet dat julle die waaragtige God dien? Omdat julle die Sabbat onderhou. Die Sabbat se hele doel is, gedenk die Sabbat, dat julle dit heilig. Hoekom moet julle dit gedenk? Omdat in 6 dae het die Here die hemel en die aarde geskape en op die 7de dag het hy gerus. So wat is die eerste punt wat die 4de gebod uitbring? Dit identifiseer die waaragtige God. Hy is die skepper nie net van hierdie aarde, maar van hemel en aarde. Verstaan? Julle moet hierdie sien. Julle moet besef, omdat julle nou net vir my gesê, die ding van die Laodicea was dat hulle God gedien het. En dit is waaragtig. Hulle was nie onnozel in hulle kennis van wie God was nie. Hulle het dit eintlik identifiseer met die feit dat hulle die Sabbat onderhou het. Maar ek gaan julle nou net iets wys. So, ons sien dat
dat ons moet besef dat die informasie wat ons van God kry is waaragtig. Maar die verteenwoordiger van die Godheid is wie nou? Die Heilige Gees. Hy is die getuienis nou. Hy is die een wat julle gaan in waarheid lei. Maar jy sal nie glo dat dit waarheid is as jy nie glo dat hy waaragtig is. Verstaan wat ek probeer sê? So, die Amen, dit sonder twyfel weet ons is die punt. Daar is nie 'n verder informasie. Jy kan nie bylas na die Amen. Jy kan nie sê, ek wil hê jy moet dit weet, maar. Daar is nie 'n maar hierso nie. Daar is 'n Amen. Daar kan nie verder 'n maar wees. Jy kan nie nou sê, ja, maar ek stem saam, maar. Jy kan nie. Dit's Amen. As jy sê, maar, dan bedoel dit, jy het nie Amen gesê nie. Dit bedoel, jy het nie saamgestem of dit beaam nie. So jy moet weet, die Amen het gepraat. En daar's geen verder maar. Daar is nie meer wat jy kan bylas nie. Dit is punt. En dat die informasie wat gegee word, is van 'n getroue, waaragtige getuienis. Nou, hoekom is dit vir my belangrik? Hoe begin Lukas sy gospel, sy boodskap? Hoe begin hy dit? Lukas, julle ken al Lukas? Kom ons gaan gou na Lukas toe. Ek wil julle moet sien, en weet jy, ek vertel jou, ons is 'n kerk wat waaragtige goed het. Ons het Lukas ook gehad, maar is dit dood. Skielik? Ons het Lukas ook gehad, Lukas skiet nie, maar is nou dood. Ja, ek mag praat nie. Ek wil julle moet ietsie so saam met my sien. Ons gaan na die boek Lukas toe, en ons weet dat Lukas eintlik van laas kwartaal se studies was dokter. Onthou julle. Nou, in die begin van Lukas hoofstuk 1 vers 1, hoe begin Lukas met sy brief? Aangesien. Gaan dan. Aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is. Okay, so nou, daar kry ons klaar die indruk, daar was baie mense wat probeer iets sê. Maar hoe weet ons dat hulle waaragtig was? Okay, maar hy gaan verder. Vers 2. Ja. Soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het. Okay, so wat is die informasie so? Hulle was wat? Ooggetuienis en wat nog? Dienaars. En dienaars. Van wat? Die woord. Okay, maar is dit die Bybel? Wat is die woord daar? Dit Jesus. Dit is Jesus Christus. Hy is die woord, die waaragtige woord. Okay, so hulle was ooggetuies van die woord. Die woord het vlees geword en tussen hulle kom wandel en hulle was getuies. Hulle het aan hom geraak, hulle het saam met hom geëet, hulle het hom nie geproe nie. Maar hulle het alles saam met hom gedoen. Hulle was ooggetuienis van wat onder hulle vervul is. Ek wil julle moet sien, omdat Laodicea sê dat ons eintlik 'n ooggetuienis. Ja. On that point, sometimes we so informed, and I believe Laodicea was like that. Some people were so informed, but they don't mean they were transformed. Yes, okay, you changed something now. Ons gaan dit kyk, hoor, wat jy nou net gesê het is belangrik, omdat die boodskap van Laodicea, hulle was kennisvol. Yes. Hulle het die waaragtige God geken. Hulle het hom gedien. And just something else is that, yes, they were so informed, like us today. Ons het alle boeke van Spirit of Prophecy, ons het alle leringes, ons sit met klomp goed in ons, maar
dra ons dit uit. Sodat Jy ons laat my dit dink. kan raak. En die ander ding is die Laodicea, ek weet nie, soos ek het die like gedoen, Ja. is dat hulle het nie teruggegaan in paganism nie. Hulle was ook nie rebellious nie. En hulle het stadig, maar seker, slowly but surely het hulle afvallig geraak. Ja, ons gaan, ek wil hê jy moet iets van afvallig, ons gaan, ja, Ek wil gewoon net by die suster aansluit, want terwyl ek nou die les studeer, dis my reality check. Is ek nie 'n Laodicea? sê ons nou, ek wil hê, jy sien, die doel van die les was, ons is ook gevra, is julle daardie persoon? Maar, ek wil hê, jy moet weet, julle is die laaste kerk. Daar is nie 'n ander kerk na julle nie. Die Here gaan nie 'n ander kerk oproep nie. Julle is die laaste kerk. Maar dit beteken nie dat julle wat die kerk opmaak, soos die Jode, daar was 'n groep Jode wat in die woestyn gegaan het, maar hulle het nooit in die beloofde land gegaan nie. Maar hulle het die Jode opgemaak. Maar die nuwe mense was Jode se kinders wat in die belofte land. En die probleem is ons daardie volk of die lede van Laodicea wat gaan verander. Okay, so ek wil net so 'n bietjie aangaan, dat anders gaan ons so 'n bietjie pas op net met hierdie gedagte. Ek wil hê julle moet iets weet dat Lukas iets dan sê en ek wil hê julle moet vers 3. Nou sê Lukas iets in vers 3 wat belangrik is. Wat sê hy in vers 3? Ja. Het ek ook dit goed gedink, hooggeagte Theophilus, ja. Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te doen. Okay, nou luister, wat het Lukas gedoen wat sy boek eintlik 'n bietjie spesiaal maak? Want hy was nie een van die wat saam met Jesus gewandel het nie. Noukeurig ondersoek. Hy het ondersoek gedoen. Nou ek wil hê julle moet iets weet. As julle lede van die kerk is en julle het nie ondersoek gedoen in die woorde wat die kerk van praat, daar's 'n probleem met julle. As jy dit maar net aanvaar omdat die kerk dit sê, dit is katoliek. Katoliek sê, ek sê vir julle en dan sê almal amen. Dit is nie, as ek hier staan en ek sê vir julle iets en julle sê amen, daar's 'n probleem. Het julle ondersoek gedoen? En ek vertel jou, dis een van die kenmerke van 'n waaragtige Laodicea. Hy moet ondersoek instel. En die ondersoek wat ons kerk gedoen het, met die informasie wat ons begin het met William Miller, hulle het ondersoek gedoen in die woord, om die waaragtige woorde te kry van God. En daardeur het ons die waaragtige woorde gekry van die wederkoms. Ons het die waaragtige woorde gekry van die toestand van die dood. Ons het die waaragtige, en ons noem dit leerstellings. Maar dit is nie leerstellings, dit is waaragtige woorde. Jy kan, as jy hierdie boodskap van die kerk, as jy die boodskap van die toestand van die dood na mense toe vat, jy gee werklik hulle die waaragtige woorde. Dit is die amen. So, die Laodicea mense was mense wat ondersoek gedoen het, wat die informasie soos Lukas bymekaar gestel het, maar daar was 'n probleem. Wat was die probleem? Die kennis wat hulle gehad het van die woord, het hulle nie verander nie. Daar's baie mense wat ons buite kan gaan haal en ons maak hulle slim in die woord, maar hulle verander nie. Hulle bly presies soos hulle was. Maar die verskil
slim sondaars. Die waaragtige woord kan jou nie verander nie. Ja. That was exactly my point when I said this reality check. I was thinking, we as Adventists, we have all the knowledge of scripture, the verses, we know the prophecy, and that sometimes makes us very haughty. We are so impressed with ourselves, we know the word, so that's so much so that our lives take on that haughtiness, a lifestyle, a better than down lifestyle. Maar kyk, wat wil ek jy, hoe dink, as jy nou na die katholieke kyk, hoe kyk jy nou? Hoe loop hulle rond? As jy die paus kyk, wat sien jy? En as hulle by mekaar vergader, net onlangs het hulle die Archbishop van Canterbury, sy is 'n vrou wat nou net aangestel is. En ek het al die ander Archbishop gesien met hul spesiale klere, so 'n spesiale sitplek, en weet jy, dit was amper asof jy na 'n God kyk. En ek gaan iets nou sê wat ek hoop julle nie verkeerd sal opneem. Toe ek ons vergader gesien as General Conference, en die manier ons ook ingestap het, ons was 'n baie trotse kerk. Ons het hospitale oral in die wêreld. Ons het impak gemaak oral. Ons het skole, ons het universiteite. Ons het amper van onsself begin praat. Dit maak die vraag, as jy alles het, wat het jy nodig? Dan kom ek vra hier. Julle onthou van Hesekia, nee? Hy was besig om te sterf. Ons is besig om te sterf. Ons draai na die Here toe, maar en die Here gee ons 15 jaar meer. Dan kom die Babyloniërs, die heidene, na ons toe. Wat vertel ons hulle van toe hulle na ons toe gekom het? Wat het Hesekia vir hulle vertel? Hulle eie skatte. Hulle eie skatte. Ja. Hoekom was hulle daar? Omdat as wetenskaplikes het hulle iets opgelet. Die son het teruggeskuif. Dit het tot hulle oorgekom dat Hesekia was betrokke met dit. En in plaas van dat Hesekia sê, ons dien die God wat hemel en aarde geskep het, het hy hulle vertel wat ons gedoen het. Dis wat ons doen. Dis wat ons doen. Maar ek gaan hier, maar ek wil nie ons ek wil nie ons moet hier so iets raak sien. Ons lees hier so dat die waaragtige getuie iets vir ons vertel wat ons is. Maar die woord is, julle dink, maar julle is nie. Maar ek wil hier met iets raak sien. En dan kan ons daarop uitbrei en gee julle kans. Een van die verse wat julle moes lees, gaan saam met my weer na Openbaring toe, en kyk na hoofstuk 3, en ons kyk na die boodskap van Laodicea, daar in vers 14. Ek wil dit net vir my ook kry. So ons kyk daaronder, maar ek wil verby al die dinge wat hy sê, julle is lou, waarom? Omdat julle ken dit al. Julle het al so baie van dit geëet al. Wat is julle toestand? Vertel my, laat ek voordat ek verder gaan. Julle is lou, julle is nie warm of koud nie, wat nog? Julle dink julle sien, maar julle is eintlik blind. Julle dink julle het mooi klere, maar julle is eintlik naken. Nou, hoe moet ek dit vir julle vertel? Nee, julle het dit al baie keer gehoor. Maar die gedagte wat my getref het, sê in vers 19, lees dit? Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Nou die woord, hy sê vir Laodicea, bekeer jou. Nou die woord is, bekeer jou omdat jy nie die waarheid het nie. Nee. Jy moet 'n persoon. Omdat as jy die waarheid het, waar moet jy bekeer? Wat bedoel die woord bekeer? You need to get a personal relationship. Amper jy raak in die woord bekeer, ekskuus? Dan moet verandering plaasvind. Verandering van wat?
Is dan Van jou relationship. Nee, verandering van wat? Die Griekse woord is metanoia, ek het jou al vertel, en dit beteken change of thinking. Ja, paradigm shift. Ja, en jy sal sê, maar eers is by die begin by, hoe dink jy? Nou dink jy is ryk? Dink jy kan sien? Praat ons met mense, jy kan nie sien, ons sien. Jy het die waarheid, ons het die waarheid. Praat ons so. Ja. Of besef ons dat ons werklik nie kan sien. Nou hoekom kan ons nie werklik sien? Die Fariseërs en Sadduseërs was Laodicea. Hulle het gedink hulle kon sien. Maar Jesus het na ons gekyk en gesê, julle is soos grafstene. Die dooie bene. Is dit ons toestand? Nou, kyk wat sê vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Wow, kom stop so 'n bietjie. Julle weet, as ek by julle kom kyk, staan ek aan die binnekant en klop? Ek moet by die kant wees. Nou luister, waar staan die amen, die waaragtige getuie, waar staan hy wanneer hy kom by die kerk? By die deur. Buitekant! Hy is nie hierso nie. Dit is skrikwekkend. En wat doen hy? Hy klop. Hy klop en hy vra iets. Gaan julle my innooi? Ons het waaragtige woorde, maar die waaragtige woorde is, laat ek dit amper so stel, ons geniet die waarheid van God, maar die God van die waarheid is nie daar. Hoor julle wat sê ek vir julle? Een van die ding wat ek lees gekom het is, want dit is 'n bietjie terug. As Jesus nie daar is nie, voel jy verloor. Kyk julle al die waarheid. Maar is daar tye wanneer jy die waarheid het, wat jy voel? Waar is daar die persoon? Jy het die waarheid, maar dit is asof jy die waarheid het, maar die persoon van die waarheid is nie daar. En dit is wat hy wil hê ons moet raak sien. Die persoon wat die waarheid van praat, is nie daar nie. Hy klop eintlik. En hy vra toegang. En dan sit hy, as hy sê, as jy oopmaak, wat sal hy doen? Hy sal inkom. En dit is wanneer die waarheid veranderings maak. Woorde waarheid verander nie. Maar die woord wat waarheid is, as hy in jou lewe inkom, verander. En so wat doen hy as hy inkom? Hy berei 'n maaltyd voor. Het julle kos nodig? Ja. Sien, julle het nie kos nodig nie. Ons het al die leerstelling. Gewoonlik as ons al die leerstelling doen, dan doop ons en dan sê ons, Amen! Ek wil julle iets vertel. In nie een van die leerstellings word ons vertel, hoe hou ons 'n huwelik aan die gang. Het ons so een, waar jy moet tik. Vrouens, julle moet julle manne eerbiedig. Wat ook al soos dit op sê. Manne, jy moet jou vrouens lief hê. Is daar 'n leerstelling soos dit? En in ons kerk, al het ons al die leerstellings, jy kan sê amper 2 uit 3 huwelike breek uit mekaar uit. Hoe is dit moontlik? Ons het mos die waarheid. Hoeveel van julle wat kinders het, is nie meer in die kerk? Is daar 'n leerstelling wat julle gekry het om julle te help om julle kinders in die kerk te hou? Het julle vir so iets studeer? Ons is slim wanneer dit kom by dinge. Maar wanneer dit kom by die werklikheid van God se kinders te wees,
is ons heeltemal onkundig. Ons sê vir mense as hulle na ons toe kom, wil jy gered wees, hou die saad. Maar hulle kom na jy toe sê, maar my gesin val uit mekaar, so dan hou net die saad. Nou, dit is waar die geskrewe woorde van Ellen White handig kom. Sy gee ons baie informasie dan. Maar selfs daardie informasie, ek het eendag die vraag gevra, uit al die boeke van Ellen White, dan kom ek maak het eenvoudig. Watse boek sal julle voorstel is die belangrikste van hierdie twee? Die groot stryd of die koning van die eeuwe? Koning van die eeuwe. Maar wat een stoot ons al die tyd? Julle weet dat die groot stryd is, omdat we gaan weer vertel ons is die regte kerk. Maar die verhouding, die persoon, wat hierdie boek eintlik aan ons gegee het ons geen verhouding mee nie. En so, wat ek gesien het, is die realiteit controle, check, is, ons sê die waarheid. Ek het geen twyfel. Ek is 'n predikant van die Sewende Adventiste Kerk, omdat ek glo dat wat ons het as waarheid, die waarheid is. Verstaan? Wat my bekommerd maak, is dat ons 'n probleem met die verhouding van die persoon van die waarheid. En wat ons hier so uitvind van Laodicea, hy staan buite. Maar hy wil graag inkom. En ek wil julle vertel, die oomblik as ons God toelaat, om weer betrokke te raak by ons, gaan die werk klaar kom. Gisterand was een van ons seuns saam met ons en hy is besig om ondersoekwerk te doen. En dan sê ek vir hulle, ek gaan nou slaap, ons het oor, ons het so 'n bietjie saam geëet en ek sê, maar ek moet gaan slaap en ek kan sien hulle kuier. Maar toe ek weggaan, later word ek wakker en toe ek wakker word, toe hoor ek hoe my vrou en die een seun gesels. En ek het so 'n bietjie gaan luister. En opgelet het hulle gepraat oor die Bybel. Maar dit was kennis. Maar nêrens in daardie kennis was die verlange om die persoon. Hulle het nie van hom gepraat nie. Hulle het gepraat van kennis. Wanneer jy met mense praat, wat praat jy met hulle oor? Praat jy oor Jesus? Of praat jy oor julle kennis? En dit is wanneer ek voel die verandering gaan plaasvind. Ja. Ongelukkig het ons nie meer tyd nie. Kom ons maak ons oor toe. Ons Vader in die hemel, ons besef dat ons waarheid het. En dit is dynamiese waarheid. Mense kan ons nie vertel dat dit nie waar is nie. Maar wat ons ook tref is die feit dat U wat waarheid is nie daar nie. Al die goed wat ons ken, is eintlik daarom, sodat ons U beter sal leer ken. So ons nooi U, ons hoor dat U klop, ons nooi U om in te kom, en saam met ons as gemeente, 'n samesyn te hê. Eet saam met ons, berei die tafel voor vir ons, en help ons dan dat ons ander sal uitnooi na die maaltyd toe, wat U voorberei. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.